Welkom by hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg. Speenkalfpryse verras met nuwe momentum, maar die skaap- en varkmark wys reeds tekens van moontlike druk vorentoe. Bok- en hoenderpryse hou intussen goed, terwyl die voermark nader aan 'n nuwe seisonale draaipunt kan beweeg. Ons kyk na wat produsente in die komende weke kan verwag. Die Netbank vleisprysoorsigg word dan met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Baie dankie ook aan ons borgers vir hulle voortgesette ondersteuning van betroubare landboumarkinligting. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met amper 5% gestyg en staan op R47,40 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys op R49,87 en die top 10% prys ook hoor op R53,51 per kilogram. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R48,90, die Noord-Kaap op R47,68 en die Noordwes rondom R47,70. Hierdie jaar was bietjie anders met pryse wat dan nie gedaal het tydens speentydperk in Mei en Junie nie soos wat ons verwag het nie. Daar is vooruitskattings wat ook nou aandui dat kalfpryse hoog kan bly vir die res van Julie en dan moontlik kan begin terugsak in Augustus en moontlik so na die begin van September dan 'n laagtepunt weer bereik. Onthou, kalfpryse kry ook ondersteuning nader in Oktober, soos die voerkrale dan gewoonlik begin regmaak vir die Kersmark. So dalk 'n beperkte daling oor die korttermyn en dan weer bietjie hoër pryse soos ons in Oktober in beweeg. Die nasionale A2 slagprys of superspryse het laasweek sywaarts gebly en staan tans op R67,83 per kilogram, met C-graadpryse ook op na R58,50. Ek voel dat daar nie baie redes is vir pryse om regtig nog baie skerp te styg nie, so kan dalk rondom hierdie vlakke of dalk bietjie onderhuidige vlakke bly vir nou. Die gemiddelde stoorlamprys daal met 1% na R56,52 per kilogram laasweek en het moontlik nou seisonale draaipunt bereik. Die prys in die Vrystaat verhandel op R60,77, die Noord-Kaap op R47,94, Oos-Kaap op R54,50 en die Wes-Kaap op R57,25. Swaarder slaglammers, wat meer as 32 kg weeg, staan dan nou op R52,82 per kilogram. Oor die afgelope 6 jaar het stoorlammers van Augustus tot Desember redelik skerp gedaal en 'n hoogtepunt in Julie dan bereik. Ek dink ons kan dieselfde tendens volg hierdie jaar met pryse wat van Augustus weer baie onder druk kan kom. Die A2 slagprys bly sywaarts op R107,43 met die C23 prys nou op R77,60 per kilogram. Dit lyk ook of hierdie pryse moontlik kan daal vanaf Augustus soos meer aanbod in die mark kan inkom. Die gemiddelde wolpryse in Australië het dan gestyg laasweek na 19,09 Australiese dollar per kilogram. Die wolmark het hierdie week gestabiliseer. 'n Klein aanbod kan pryse volgende week verder ondersteun, maar vir nou behoort die mark eerder sywaarts tot effens sterker te bly. Bokpryse het laasweek weer skerp gestyg en behoort hoog te bly tot ongeveer Augustus maand. Die afgelope week het die grootbokprys gestyg na R54,67, kleinbokpryse styg na R76,23, medium bokke op na R62,22, met bokoeipryse opwaarts na R58,33 per kilogram. Soos verwag het die hoenderpryse dan weer gestyg na vraag weer herstel het na die onluste en optogte wat ons 'n paar weke terug gesien het. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R32,86, varspryse styg na R38,88 met EQF-pryse op R35,57. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Julie en Augustus en dan rondom huidige vlakke kan bly en dan kan ons weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot Desember ongeveer. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse gedaal na R22,39 per dosyn, met ongegradeerde eiers ook bietjie laer op R17,13 per dosyn. Varkpryse het aanhou grond verloor en het pryse weer gedaal laasweek weens beperkte vraag en goedkoper internasionale pryse wat ons dan nou ook sien.
Die EU-prys of die Europa-prys wat afgelei word van die Duitsland-prys staan nou op 1.4 euros per kilogram, wat dan min of meer uitkom op R28.85 per kilogram. Die nuutste spekvarkprys sak dis dan ook met 1% na R30.21, vleisvarkpryse met 2% wat gedaal het na R31.40, met worsvarkpryse 2% laer op R24.57 per kilogram. Seisonale tendense toon hier dat varkpryse al reeds van Augustus bietjie kan verbeter, maar dat die volgehoue stygings hier van September kan inskop tot en met die einde van die jaar. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan sywaarts gebly op R4.200 per ton, graad 2 lucern op R3.800 en prima lucern op R4.900 per ton. Die lucernmark is egter baie stil op die oomblik en klink dit of die pryse bietjie duur is vir die binnelandse mark op die oomblik. Meeste het ook dan hulle wintervoorrade reeds ingekoop en wag hulle vir die nuwe snysels om in te kom om nuwe aankope dan te maak. Dit klink of ons so teen die middel van Augustus of einde Augustus dalk ons eerste snysels vir die nuwe seisoen kan kry, omdat dit nog nie so koud was nie. So ons kan moontlik dalk so bietjie vinniger hierdie jaar nuwe snysels kry en dit kan dan pryse weer bietjie afwaarts forceer. Choppryse is onveranderd rondom R2.750 per ton laasweek en kan ons binnekort meer produksie verwag wat dalk hierdie pryse ook onder druk kan sit. Om op te som, die veemark toon gemengde tendense. Speenkalfpryse bly sterk en kan na 'n beperkte daling in Augustus weer nader in Oktober herstel, terwyl slagbeespryse waarskynlik rondom huidige vlakke sal beweeg. Stoorlam en skaapvleispryse het moontlik dan 'n seisonale draaipunt nou bereik en kan vanaf Augustus onder druk weer kom. Bokpryse behoort voorlopig hoog te bly, terwyl wolpryse sywaarts tot effens sterker kan beweeg. Hoenderpryse het herstel en behoort tot Augustus redelik stabiel te bly, terwyl varkpryse nog swak is, maar vanaf September kan begin verbeter. In die voermark bly lucern en choppryse dan stabiel, hoewel nuwe lucernsnysels in Augustus druk op pryse wel kan plaas. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en die akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.